Goeiedag geliefde en welkom by dag 5 van ons reeks oordenkings oor ons denke. Tot dusver het ons hierdie week gesien dat die rigting van jou lewe word meerendeels bepaal deur die rigting van jou gedagtes. Ons het gekyk dat die gedagte dat God transformeer ons denke en hy is die een wat die vyand se vestings in ons gedagtes afbreek. En dat wanneer ek en jy ons gedagtes doelbewus vul met God se waarheid, dan verander alles vir ons. Nou vandag kom ons by iets wat jy elke dag weer en weer moet kies. Dis vandag 'n bietjie ander fokus en dit is negativiteit of geloof. Die waarheid oor dit is eintlik eenvoudig. Wat jy kies om oor te dink, beïnvloed hoe jy oor alles in die lewe voel. Hier is hoe dit uitspeel, né? As jy dink jy kan iets nie doen nie, dan sal jy waarskynlik dit nie kan doen nie. As jy dink jy kan, dan sal jy waarskynlik probeer en jy sal dikwels slag. As jy bly fokus op probleme, raai wat, jy gaan oorweldig voel, jy gaan voel die probleme oorweldig jou. Maar as jy soek vir God se geleenthede, sy geleenthede tussendeur al die moeilikheid, dan sal jy hoop en moontlikheid, jy sal moontlikhede kan raak sien. As jy jouself baie keer sien as 'n slagoffer, dan sal jy altyd bly vasval. Maar as jy jouself sien as 'n oorwinnaar in Christus, dan sal jy groei in daai vryheid. Dis nie om jou kop in die sand te druk en probleme te ontken nie. Niks van wat ek nou sê is net om te sê kom ons dis wishy-washy en is net geloof is hierdie abstrakte ding nie. Nee, dis om aktief God se perspektief te kies selfs in die moeilikhede. Want hier's die ding, ons lewe beweeg altyd in die rigting van ons sterkste gedagtes. Ek sê dit weer, ons lewe beweeg altyd in die rigting van ons sterkste gedagtes en hier is die absolute goeie nuus. Jy hoef nie vasgevang te bly in negatiewe denke nie. God nooi jou om te leef met hoop, met geloof en met verwagting dat hy is die een wat werk in en deur ons lewens. Hy is die een wat daai bonatuurlike werk kom doen wanneer ons hom toelaat. So, as jy eerlik moet wees, waarmee is jou denke gevul? Is dit oorwegend negatiewe dinge of is dit gevul met geloof? Wat sou verander as jy begin kies om God se perspektief eerste te plaas in elke situasie? So prakties geliefde, wanneer jy vandag in 'n negatiewe gedagte opmerk, iets wat jou net half aftrek, stop net vir 'n oomblik en vra jouself, wat is God se woorde en sy waarheid oor hierdie situasie? Wat spreek hy oor hierdie situasie? En dan spreek jy daardie waarheid hardop vir jouself, oor jouself en dan oor jou dag en oor daai denke. Elke dag wanneer ons hierdie doen, dan God gee vir ons elke dag 'n keuse. Dis eintlik wat ek wil sê. Hy wil sê, bly ons in die donkerte van negativiteit of stap ons in die lig van sy waarheid? Dis wat gebeur wanneer ek en jy tyd spandeer in God se woord, sy woord lees, gebed, kerk toe gaan, by ander gelowiges uitkom, wanneer ons onsself omring met mense en God se woord en God se mense wat gevul is met sy gees, dan word ons wêreld van binne af buitentoe getransformeer, want waarmee ons denke vul, is baie anders as wat hierdie wêreld vir ons heeltyd bemark. Geliefde, môre sluit ons hierdie week af met 'n inspirerende herinnering van die krag van God se waarheid in oor ons gedagtes. Ek hoop jy skakel môre saam met ons, maar vir nou, kom ons bid saam. Here, baie dankie sover vir die week se reis, waar ons leer dat ons denke is wat bepaal waartoe ons lewens gaan. En daarom vra ons, Here, dat U ons denke sal kom louter en sal kom skoonmaak, Vader, dat U binne in ons denke sal kom werk en dit wat nie hoort nie, sal kom vervang met U waarheid. Here, en dit verg geloof. Dit verg U doen 'n genadewerk in en deur ons lewens, maar ons moet aktief in geloof wandel om seker te maak ons sien raak wat nie hoort nie, want U skyn U lig op daai leuns en wanneer ons dit raak sien, moet dit vervang word met waarheid en dis deur geloof wat ons kom. Ons sien raak wat daar nie hoort nie. Ons spreek dit aan en deur geloof vertrou ons dat U genade al die negativiteit sal vul. Daarom vra ek, Here, kom wees werksaam in ons binneste, dat ons dit sal raak sien, dat ons sal loskom van hierdie leuns, van hierdie vestings en hierdie denke wat ons so baie aftrek en dat ons eerder begin wandel in die lig van U waarheid, want daar beleef ons vrede, daar beleef ons oorwinning. Ons loof U, ons eer U en ons sê vir U baie dankie vir die werk wat U elke dag in en deur ons lewens doen. Ons sê dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle ingeskakel het saam met ons. Sien julle môre vir ons laaste oordenking van hierdie week en dan Sondag op hierdie platform gaan ons hierdie hele week se oordenking saamvat in 'n kragtige boodskap oor ons denke en hoe ons denke moet vernuwe. Ek sien jou Sondag, gaan in vrede. Totsiens.